'n hartlike welkom aan al my nuwe subscribers. Die van julle wat my nie ken nie, ek love lekker eet, bak en brou. Ek's 'n chocoholic ook, so dit is 'n lekker Vrydag in die Kaap. Die wind waai 'n bietjie, maar vandag gaan ek vir julle wys hoe maak 'n mens oudtydse skilverkors jam tertjies. Julle, dis vinnig, maklik en heerlik. So in my mengbak gooi ons dan 2 koppies koekmeel by wat ons gaan sif. 'n halwe teelepeltjie sout, en dan het ek in my maatbeker lekker ysblokkies, so die water moet yskoud wees. So ons benodig so min of meer 'n halwe koppie yskoue water. En dan voeg ons net 1 teelepeltjie suurlemoensap by, dit help vir die sagtheid. En ons meng dit net deur. En dan hierso het ek 250 gram margarien, ek het 'n bietjie wit horenspoen tussenin, maar julle kan net die geel een gebruik, Rama of stoknes, julle verkies. Dan gaan ons hierdie botter wat yskoud is byvoeg. Ons gaan dit invryf, julle, maar dit moenie fyn wees nie. Jy moet nog steeds botterstukke kan sien. So die botterstukkies moet nog sigbaar wees. Dit maak die skilvers. So ek probeer dit nie oorwerk nie. Net so liggies. En dan gaan ons bietjie vir bietjie die yskoue water byvoeg. En dit inwerk. Maar ons soek ook nie die deeg moet stiekie wees nie. So ek het nie eers 1/3 van 'n koppie yskoue water gebruik nie. So dan gooi ons koekmeel op ons werksoppervlak en dan gaan ons hierdie deeg net bymekaar druk en dan gaan ek hom uitrol. En dan sit ek 'n bietjie koekmeel ook op my koekroller. So ons probeer om uitrol in 'n reghoek. So ek het hom klaar uitgerol en jy kan mooi die botter sien, die margarien hierso binne in die deeg. En dan gaan ons hom vou hierdie kant na binne toe, hierdie kant na binne toe. Dan gaan ek hom net omdraai. En dan gaan ek hom weer uitrol in 'n reghoek. En sorg maar net dat jy genoeg koekmeel op jou koekroller het, julle, want anders te gaan die deeg vassit. Ons maak hom weer toe vir die laaste keer en dan gaan ek hierdie bedek met kleefwerende plastiek en dit gaan nou rus in die yskas vir 'n halwe uur lank. So ek het hom gou bedek. So die deeg is lekker yskoud, myne was sommer vir 40 minute in die yskas en nou gaan ons dit weer uitrol. So ons sit maar net weer koekmeel op die koekroller en dan gaan ons weer dit rol in 'n lang reghoek. En dan gaan ons dit weer, die kant gaan ons inbring, daai kant gaan ons inbring
En nou gaan ek dit net weer doen vir nog 'n keer. Ons kan dit nie 3 of 4 keer doen nie, want die botter gaan sag raak. So nou dip ek myne net in koekmeel en nou gaan ons net sirkeltjies uitdruk. Ek het sommer hier so 'n oulike vierkantige katter, so van hulle gaan ek sommer so uitdruk. Gaan lyk soos 'n pastytjie. So ek het gou almal uitgerol, die appelkoeskonfyt is yskoud en dan skep ons so 'n teelepeltjie in die middel. En dan smeer ek net 'n bietjie, hierdie is net 'n geklitste eier, smeer ons dit in die kant reg rondom want dit help dat die volgende deegie plak. En dan sit die dekseltjie op, dip jou virkie in koekmeel, en dan sorg ons dat ons hom mooi plat druk. En as jy wil, kan jy hom optel en dan van die kant af ook kyk dat hy mooi geseël is. En dan gaan ons hierdie net smeer met die geklitste eier. En dit gee hom daai mooi blink. So die vierkantige een julle is my eintlik baie beter, makliker om meer te werk, veral as jy hom moet druk reg rondom. Het gaan vinniger. En kyk net daar, hy is so toe. So ek het so 13 tertjies uitgekry, ek het my pannetjie gespuit met kosproei, ons smeer hom net liggies met die eier. So dit is klaar gesmeer en nou gaan ek hulle net bak in die oond by 200 grade vir 10 tot 12 minute. So hierdie 12 minute gebak in my oond, ek het hom net 'n bietjie bo gegrill. Hierdie enetjie het ek vergeet om eier te smeer, so ek het na die tyd gou net melkboor gaan smeer. So sy kors het nie so gekraak, as jy mooi kan sien, hy is nog vuurwarm, het nie so gekraak soos hierdie met die eier bo-oor nie. So die tweede bak het uit die oond uitgekom, julle dis nog vuurwarm. Kyk nie daar het nie een se konfyt uitgeloop nie. So dis vir my baie beter deeg om die jam tertjies te maak. Dis nie 'n gesukkel nie. Ek love die vierkantiges en nie een van hulle sit vas nie en die deeg is so lig. So hierdie klaar afgekom. Een het gedisappeer, julle. Ons dogter het hom geskuil. So kom ek wys vir julle hoe lyk die in die binnekant. Genoeg konfyt, julle. Probeer dit gerus, laat weet my wat dink julle van hierdie en geniet hom.